Ons trek vandag by dag 5 van Flowering Almond se Desember uitdaging en ons kyk na Rebekka as 'n jong vrou. So Isak het groot geword en hy was die een wat die nageslag van Abraham moes bou. So Abraham het gesê is tyd vir hom om 'n vrou te kry en hy moet vrou wees uit die regte bloedlyn uit. Nie besmet soos 'n heidense meisie nie. Sy moet skoon wees uit die regte nageslag. En so is Rebekka daar. En die dienaar is gestuur om te gaan soek vir die regte meisie. Rebekka was besig om water te skep. Sy was diensbaar daar waar sy gevind was. En toe die dienaar daar kom, het sy vir sy kamele ook water geskep. Daar was iets omtrent haar mensfees wat die dienaar getrek het. Wat kon sien sy's diensbaar, sy's gewillig. En so gaan die verhaal aan en julle kan gerus gaan lees in Genesis 24. Maar as mens daar gaan kyk, wat vir my merkwaardig is en opmerklik is wat ek vandag wil deel, is dat Rebekka het ingestem toe die dienaar kom en sê, sal jy kom, sal jy Isak se vrou wees? En ons lees hierso in vers 57. Kom ons vra liewer vir Rebekka, wat sy self dink, sê hulle. Hulle roep haar toe en vra, is jy gewillig om saam met hierdie man te gaan? Ja, ek wil gaan, antwoord sy. Hulle het Rebekka gegroet en haar saam met Abraham se slaaf en sy reisgenote laat gaan. Die vrou wat haar van kleins af opgepas het ook saam met haar gegaan. Julle Rebekka het alles agtergelos. Alles wat bekend was, alles wat sy geken het. En sy het dadelik gesê, ja, ek wil gaan. Ja, ek wil die een wees wat God se nageslag, sy moeder gaan wees. Ek is die een wat in die stamboom gaan wees, in die beginstamboom, waar die Messias gaan uitkom. Sy het nie geweet waarvoor sy ja sê nie. Maar sy het ja gesê, want sy het geweet, hierdie is iets groter. Hierdie is 'n suiwer, opregte reis waarop sy gaan. En Rebekka het deur die woestyn op die kameel gereis. Nou dit klink baie rooskleurig, maar ek dink vir enige van ons in ons moderne samelewing, as ons net in 'n kar moet Kaap toe reis sonder 'n aircon en ons moet die vensters afdraai. Ek dink dit was so toe ons almal kinders was karre nou nog nie so geautomatiseer nie. So ons moes die vensters oopdraai, ons het uitgehang uit die vensters uit. Ons het nog ons arm so vir die wind gemaak net om lig te kry. Dit was ongemaklik. En ons het nie net 'n bietjie in die kar gery nie. Ons was 'n hele gesin vol in die kar gewees. Ouma was saam. Daar was nie sleepwaens nie. Alles was op die skote gepak. Dit was warm, die padkos moet saam. En dan het ons gekla en gemurmureer. Maar hier is Rebekka en sy is op die kamele. Baie ongemaklik in die woestyn met 'n watersak, draakos, so met vreemdes. Sy los haar familie agter, sy los haar vriende agter. Sy het net hierdie diensmeisie wat saam met haar gaan, hierdie vertroueling. Nou hoe vergelyk ons dit en wat kry ons uit hierdie stap van Rebekka uit? Rebekka is in daai tyd al 'n vergelyking met die bruid van Christus. Ons word geroep om bruid van Christus te wees, om Jesus te kan volg en hom te mag ken, om deel te hê aan die bruilof van die Lam. Maar daar's sekere goedjies wat ons moet neerlê en daar's sekere gesindhede wat in ons moet wees wat in Rebekka was. Rebekka het dadelik ja gesê. Sy het nie gemurmureer nie, sy het nie teruggekyk nie. Sy het nie gewonder en eers planne gemaak en eers gedink, moet ek nou hierdie opgee, moet ek nou my familie opgee? Wat van my huis? Wat van dit wat bekend is nie? Nee, Rebekka het net dadelik ingestem en geweet, dit wat sy hier voel, die roep wat sy voel, is groter. En wanneer die Heilige Gees ons roep, en die Heilige Gees kom in die vorm van hierdie dienaar, en hy kom roep ons, en hy stap die pad saam met ons, soos wat die dienaar saam met Rebekka haar veilig gebring het tot by Isak, waar sy as 'n rein bruid aan hom voorgestel is. Kom roep Jesus ons, deur sy Heilige Gees, en hy sê net ja, kom net, bewaar jouself rein, het daai gesindheid wat in Rebekka was, om te kan oorgee en op te gee, en agter te laat, en die woord sê selfs, dat partykeer beteken dit dat ons familie moet agterlaat, nee, ons kan nie vashou in sekere tradisies nie. Ek dink baie keer aan mense wat in ander gelowe soos die Hindu geloof of 'n Moslem geloof, hulle word letterlik uit hulle familie uitgegooi. Hulle word vervolg. Hulle word heeltemal nie eens gegroet nie. Party van hulle word doodgemaak omdat hulle nie meer die tradisies volg nie, want die tradisies is vol van afgodediens. En hier is Rebekka, sy los haar familie agter en is ons bereid om baie keer
dinge agter te laat, mense agter te laat, nie omdat ons hulle nie lief het nie, maar omdat ons met ons hele hart, soos Rebecca ja sê vir Jesus Christus, en die pad aan saamstap. En dan kom die Heilige Gees, en hy vat ons baie keer in 'n woestynpad in, waar ons moet reis, en dit is nie altyd maklik nie, dit is 'n pad woestyn is baie keer dorpplekke, dit is baie keer alleen, dit is eensaam. Kan julle dink wat deur Rebecca se gedagtes moes gaan in daai tyd, hoe bang sy moes wees vir die onbekende wat voorlê, hoe bang sy moes wees oor die besluit wat sy geneem het, hoe sy soveel van haar ou mens wees in daai proses moes afsterf. Mag ons ook op 'n plek kom waar ons nie murmureer en kla wanneer ons in die woestyn is nie, maar dat ons regtig daai tydperke aangryp om agter te los, om uit te sien, om die bruidegom te ontmoet. Kan julle dink wat se afwagting moes Rebecca gehad het? Hoe sy moes wonder, hoe lyk hierdie bruidegom van haar? Hoeveel vrae sy moes vra vir hierdie dienaar? En die dienaar het die hele tyd vir haar vertel op pad en gesê, maar die bruidegom, Isak is so, en Isak is 'n goeie jagter, en hy is 'n goeie seun vir sy pa en sy ma, en hy het ook hierdie mooi persoonlikheidseienskappe, en hy het die hele tyd vertel, en dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom vertel vir ons oor ons hemelse bruidegom, wie hy is, hoe sy karakter lyk. So mag ons regtig inleen in daai woestyntyd, om te kan hoor wat die Heilige Gees sê, wat die Heilige Gees ons leer van Jesus. Dan wil ek graag vir ons Openbaring ook lees. Ek maak hierso oop, by Openbaring 19, en dit praat hierso oor die bruid en die bruidegom. Die engel, vers 9, die engel het toe vir my gesê, geskryf, geseënd is hulle wat aan die bruilofsfees van die Lam uitgenooi is. Hy sê toe ook aan my, die woorde wat van God afkom is betroubaar. So geseënd is jy wat uitgenooi word na die bruilofsfees van die Lam. Wees jy vandag gefokus daarop om agter te laat, om nie terug te kyk nie, om daai bruilofskleed reg te kry, om in te leen by die Heilige Gees en te hoor wat die Heilige Gees vir jou vertel rondom die karakter van Jesus Christus. Kom ons leer by Rebecca, kom ons groei saam met haar.